Goeienaand al die ouens, baie welkom. Kali en Wynand of Rassie. Lekker julle ouens te sien. Meneer Ligge. Ek het julle hier uit die Oos-Kaap uit, wat nogal interessant is. So kom ons online is vanaand. Jouself het refresh. Ek weet nie. Het jy al 'n surfboard afgestof aan daai kant? Nee, ek doen nie dit nie. Jy speel veilig. Ek speel veilig, hier's te veel haai hou. Ja, ek hoor jou. Ek swear, nie saam met daai ouens. Nee, ek sê jou. Boys, Bahrain Grand Prix, dit was aksiebeleid, behalwe vir die reis het ons 'n baie vurige WhatsApp groep gehad onder ons vriende. Dit was uitstekend geweest op ons Superbroer. Ek is weer eens geklop deur albei van julle. Okay. Hoekom wil ek kan nou sê, jy was voor bo my? Ek het wel, ek dink Ed het 'n halwe punt meer as ek gekry die naweek. Dis dag kom sloer. Jy gaan maar met vir ons oplaai daar, Kali. Maar okay, ouens, hoogtepunte uit die wedren was vir ons Oscar, ek meen briljant. Hy was net fenomenaal geweest in sy start. Hy het vir Russell onder beheer gehad, vir Leclerc onder beheer gehad. Toe hy voorloop, toe weet ons, this is it, verstaan. So, uitstekende vertoning van Paul af. Hy het briljant gery. Ek dink George wat tweede geëindig het, om vir Lando agter hom te hou met sy soft tires wat hy opgesit het, wat amper meer as 20 laps gery het, was weer eens George het sy stal gewys. Hy steekend in aan Lando Norris wat op almal se lippe is, wat van 6de af 3de toe gekom het. Briljant, baie goeie moves gedoen. Hy het uitstekend verby Max en Lewis en Charles verbygekom en hy kon nie verby Russell verbykom nie. So, dit is half die hoogtepunte, maar ja, ek dink as ons die start vat, dit was vir my so half interessant. Ek het rarig gedink Charles gaan ten minste tweede bly, maar obviously het die vuilkant van die baan waar Charles weggespring het duidelik invloed gehad en 'n voordeel vir Russell gehad. Ja, ek moet sê, maar ek stem saam met jou. Ek dink Oscar is besig om sy stal te wys wat ek nog van die begin af gesê het. Ek dink hy gaan iewers uitkom en hy gaan begin wys wat hy kan doen. En ek dink ons is nou besig om dit dalk, ek dink hierdie is die eerste stappie wat ons nou gesien het. So ek verwag actually dat ek dink ons gaan nou 'n interessante Oscar sien hier vanaand. Ek weet jy praat ons later weer verder 'n bietjie oor Oscar of kan ek hom maar nou sê? Ja, dan maar gooi. Dit was vir my baie interessant. Ek het Oscar so 'n bietjie as jy gaan kyk na die kwalies, toe hulle vir hom sê P1. Dis dit nie 'n gejuig soos wat ons gewoond is na al die bestuurders nie. Dis dit yes boys. Okay, dankie. Dit was 'n rustig, 'n kalm, of was nie ek wou amper sê opgewonde. Sy opgewondenheid en sy bevoeterdheid en sy rustigheid is alles dieselfde vlak. Daar's nie 'n op en af wat ek half oplet is op hom nie. En ek dink dit maak nog gaan 'n groot verskil maak wat kom. George gaan ek weer eerlik wou sê, ek dink George het my verbaas met daai bande wat hy so lank geruk het. Dit wys jy net, hy het 'n manier om bande uit te trek wat frik net hy kan regkry. Dink jy safety car het dan baie gehelp? Ja, beslis. Ek dink as die safety car nie daar was, ek bedoel hoeveel laps het hulle gery daarom, het sou invloed gehad het.
Maar ek dink nog steeds op die ouend, kyk jy moet hom weet om 'n band te rek om op die ouend al daai rondes te vat wat hy hom deur getrek het. Laat En hy was nie onder gewig nie. ja, en hy was hierdie ronde nie onder gewig nie. Laat ek wonder of hy seker gemaak het daarvan. Definitief. Lando het vir my ek weet ek is baie wisselvallig oor Lando. Want hy het aan die een kant het hy eintlik 'n moeilike naweek beleef. Jy kon sien hy het nie uit die kar uitgekry wat Oscar kon uitkry nie. Alhoewel hy het in die eerste free practice dink ek het hy voor Oscar geëindig en dit was die laaste. Daarna was hy al die pad agter Oscar. So en tog het hy het nie 'n slegte resies gehad nie. As jy vat hy het wat 5000 nou reg onthou weggespring en derde geëindig. So sy wegspring was nee, weet jy ek wil actually praat daaroor. Hy het 'n baie rookie mistake gemaak en buite sy box gepark. Hy het oor die geel lyn gery waarvoor hy 'n 5-second penalty gekry het in die race. Yes, en was Max enig op daai een nie. Nee, dat obviously van die enige advantage wat jy kan kry, gaan jy vat. Ja. Maar vir Lando om dit te doen is het was vir my bietjie so of color gewees en maar dit wys weer eens hy was, ek meen as jy nou gaan kyk na sy overall pace deur die race was hy maar weet 4-10 stadiger. Okay, jy kan sê ek wil overall teenoor Oscar, maar die hele naweek het Oscar self sy kaartjies 'n bietjie getrek. En kyk, hy was nie stadig nie. Ek dink hy het die lewe vir homself moeilik gemaak. En dit was vir my jammer want ek dink McLaren kon definitief 'n 1-2 gehad het en jy weet Lando het goed gery ten spyte van sy foute en hy het opgemaak met 'n podium. So ek dink hy het gemaximise wat hy kon doen, maar ja, ek dink net dit was vir my odd mistakes as jy dit doen en dit is vir my baie crucial nou so vroeg in die jaar dat hy sulke foute maak waar hy 'n bietjie, ek weet nie hoekom ervaar hy soveel pressure nie. Is dit kom die pressure van Max, is dit die pressure van Oscar? Jy weet, want dit is daai oomblikke wat crucial raak waar jy nie sulke foute maak nie. Ek bedoel, hierdie ouens oefen het jaar in en jaar uit, hulle het hoeveel Grand Prix agter hulle naam en jy weet, en ja, dit is net vir my, dat hy dit op Bahrein so fout gemaak het. Ek weet jy julle daar. Ek dink is klassiek Oscar wat in sy kop is. Ons het dit eintlik al in die vorige Grand Prix gesien. Ek dink as genoeg skrif in die muur dat McLaren kan sien, daar's nie genoeg resistance van Red Bull af nie. So ek dink jy weet hoe dit is, 'n ou span wat ons sê gerus 'n kompetisie. So ek dink Oscar is in Lando se kop. Nie net dat hy 'n goeie driver en 'n goeie kar is nie, maar omdat hy veronderstel is in Lando se mind ten minste om die nommer 2 driver te wees. So there's a lot, ons ken Lando se karakter. Ek dink ja, hy is nog nie so confident of dan secure soos 'n deurwinterde renjaar nie. Nee, verseker. En ek dink ek dink dit wys 'n bietjie, is my opinie. Ja, ek dink wat ek vir my great was van Oscar is hoe hy die verskillende fases van die Grand Prix hanteer het. Was sy 50ste Grand Prix, jy weet dat hy op weg gespring het op pole, hy is een van baie min ouens wat hulle 50ste Grand Prix wen. En pole kry. So ek dink dit was toch net Max Senna en ek dink is Jackie Stewart wat dit kon regkry. En Jim Clark miskien as a matter of fact. So ja, hy is baie deel van 'n baie elite groep daar in sy 50ste Grand Prix. Maar wat my baie impressies van Oscar is tegniese George sy kaart gehad by die restart van die safety car. Weens die bande waarop hy was.
En dit was vir my definitief hoe hy, ek weet gewoonlik ry en ek meen hy het sy tyd gevat, hy het presies geweet wat moet doen en toe hy net voor hy laaste korner kom waar George nog so jy weet nog so draai of so hy wil gee om sy voortyres warm te maak, die skiet hy en toe bou hy 'n gap op, verstaan van daar af. So definitief vir my uitstekend gewees en alright, so ja, ek dink wat vir my net belangrik is, jy weet is hoe hy daai restart hanteer het en hy het vir Russell agter hom gehou. En ek dink dit was crucial vir my om sy reis te hou, want as die Mercedes daar voor hom geëindig het, jy weet was dit sou dit vir hom aansienlik moeiliker gewees het. En dan weet kom ons by Lando gou, kom ons praat oor Lando. Ek dink daar was baie gesê oor Lando en sy houding en al daai dinge. Ja, ek ondervind hom nie net hy verskriklike, hoe sê mens dit nou, baie mooi, klaar moaner is nie, jy weet of baie op die telefoontjie klim, nie, maar ja, ek dink net hy ervaar die McLaren baie edgy, moeilik om te ry. Oscar en ander hand voel baie gemaklik. So ek weet nie, dit klink vir my daar's twee kampe wat Lando Norris betref. Weens sy attitude en jy weet hoe hy ry, jy weet ek dink hy's 'n brilliant driver. Ek meen hoe hy Charles Leclerc verbygevat het, was briljant geweest aan die buitekant. Jy weet en wys hy het talent, hy kan ry, verstaan jy? So ek dink daar's niks fout met Lando nie. Ek dink net jy weet dit is hierdie is 'n guldige geleentheid vir hom om te kan wen 'n World Championship en hy dien. So ja, dit is net vir my sad. Ja, vir my is dit, weet jy wat, ek dink ook nie hy is regtig 'n moaner nie. 'n Ou soos Max partykeer gooi nogal is lief vir hom sy toys te gooi. Ook nie soos noodwendig soos 'n Lewis nie, maar wat ek wel optel dink ek rondom Lando is vir my baie dat as hy druk ervaar, dan is dit asof hy raak onseker van homself. As jy gaan kyk na Quali het hy redelik negatief rondom homself gepraat. Nou mens kan uit twee hoeke daai kyk. Jy kan kyk aan hom, maar hy is nie klein negatief of jy kan nou uitkyk jy herken waar sy foute lê. So ek weet nog nie regtig aan watter kant ek regtig lê wat daai opinie aanbetref nie, maar vir my is dit jy weet op daai vlak as jy vat Lando het verlede jaar klaar met Max hard gekompeteer vir 'n redelike vir al die tweede helfte van die seisoen. Het hy vir 'n baie lang ruk was hy 'n groot contender gewees. En nou ek bedoel om in na die eerste wat ons nou 4 is nog steeds voor te loop met Max wat 'n punt voor hierdie ene wat agter jou was. Dis nog so vroeg in die seisoen. Ek kan nie dink dat daai die tipe druk is wat jy nou al gaan ontseën nie. En as dit is, dan wil ek amper sê, jou, het jy niks uit verlede jaar uit geleer het. Terwyl, ek dink Rassie het net so mooi gesê, dat ek dink is Oscar wat besig is om in sy kop in te klap. Ek kan nie iets anders sien nie. Ek dink dis 'n ander ding om 'n kompetisie uit 'n ander span uit te kry, as wat jy kompetisie in jou eie span sit. Want jy moet vandag om hier rondom dieselfde tafel gaan sit en ons moet die kar bespreek en ons moet die reis bespreek en jou grootste kompetisie op hierdie stadium van die geveg omtrent sit oorkant jou om die tafel. En ek sou sê dit is waar die grootste deel inkom. Ja. Ek stem 100% saam. Ek dink die ander ding wat vir my obviously baie vir die hand liggend was nou hierdie reis is ons het
ons het gesien en gekry wat ons verwag het van Red Bull af. Sukkel baie, jy weet, Yuki toevallig was nie so ver weg van Max af nie. 'n punt geskoor. Ja. Jy weet, en Max was net out of sorts, jy weet. So daar's 'n paar groot issues wat daar aan die gang is by Red Bull. Ja, en ek het nou ek het net gesien in free practice 1 was daar net baie understeer in die kar en dan is daar oversteer en ek kan sien hy was so frustreerd op daai een slag en draai 6 uit daai hairpin uit het hy traction gebreek of die traction het net gebreek en hy het sy wheelspin gekry en hy het toe sommer net sy voet plat gesit en 'n burn-out gedoen vir seker 4 of 5 meter want hy is net so frustrated want hy kry nie die kar is net nie drivable op hierdie stadium van die wedstryd vir hom. So dis moeilik, I get it. So ja, ek dink op die stadium het Red Bull 'n drastiese upgrade nodig. Ek dink hulle rely baie op Spanje waar die flexi-wing scenario weg is, maar ek dink daai is al klaar onder beheer deur Ferrari, Mercedes en McLaren. So ek dink nie daar's baie advantage van daar lê nie. So ja, ek weet nie wat gaan hulle doen nie. Weet Yuki het gewys hy's nader. Verstaan jy? En ek kan sien hy bou en hy's onmiddellik in Q3. Verstaan jy wat ons verwag van hom? En 'n baie beter performance gehad in Bahrain is in Japan. Jy weet so baie goed, maar ek weet ek kan sien Max is gerattel want hy het 'n Norris nou nie. Maar hy het 'n Piastri ook daarso. En is jammer as Ferrari nie disqualified was in China nie, dan sou Charles bietjie nader gewees dat Charles hulle staan nie, maar hy sou nader en dit sou nog pressure gewees het op hom en hulle sou dalk nie derde plek in die constructors gehad en hy sou nie derde plek of tweede plek in championship gehad. So it's tough. Jy het daar 'n waar ding gesê. Ek dink ons het dit al verlede jaar wat Max dit begin sien het. As jy terugdink aan die laaste ren van verlede jaar, het die X vir Oscar op die eerste lap, om die eerste draai amper uitgevat. En ons het dit al daar gesê, maar luister, jy probeer 'n wêreldkampioen agterkom waar lê sy regte kompetisie vir volgende jaar, vir hierdie jaar nou. Dat hy al begin besef het, hy wil probeer kyk of hy onder Oscar se vel kan inkruip. En wat duidelik het dit Oscar nie geplan nie. Ek bedoel, hy het net daai manier van so cool kalm bly, dat dis asof niks faze hom nie. Ek glo hy soos 'n eentjie bo op 'n dam, jy weet, onderskop die voetjies vermal, maar hy wys dit nie 'n dooie duik nie. Maar dis waar, ek dink dis net vir my snaaks dat jy weet Red Bull het byvoorbeeld met sy motor geen data collect op die hardtire deur practices. Maar hy begin hard medium. Verstaan so. En ek bedoel hy het letterlik vir Gasly net voor die einde bygevat. Verstaan, ek meen ons wil nog by Gasly kom, maar ek bedoel dit is shocking vir my vir 'n span wat moet fight vir 'n championship en hulle by 'n contender het nie die kar om dit te doen nie. Ja, ek weet jy. Ja, jy sê nou dit, ek het 'n onderhoud geluister waar Christian oor die naweek ook gesê het, maar die enigste ding waarvoor hulle kan beklei op die oomblik is vir die Drivers Championship. Daar's nie 'n manier hulle kan beklei vir die constructors nie. Nou voel ek, jy weet, om vir 'n ou soos daai dit openlik te wil probeer sê. Nou okay, jy kan mind games al daai goed speel wat ons almal ken, maar nog steeds om so tipe een te gaan, om so groot te gaan of jy te sê maar luister, my kar, ek bedoel jy het nie die afgelope 3 jaar gedominate en was dit 3 jaar op trend of in my geval en goed, was jy fantastiese goeie kar gehad
En eers skielik sê hy, nee, wat ons gaan nie eers probeer kompeteer nie, ons is nie daar nie. Dis asof ons gooi nou al tou in. Ja, 100%. 100%. So, ja, ek dink definitief Max het pressure. En ek dink die Red Bull het nou antwoord vir daai RB21 van hulle nie. Ek weet daar's upgrades wat kom na hulle vloer en al daai goed, maar ek kan net nie sien op hierdie stadium dat hulle so vinnig kan inhaal nie. Wat sê julle ouens oor Ferrari se vertoning hierdie naweek? Hulle het 'n nuwe vloer gebring, hulle was bietjie vinniger. Ja, maar weer eens qualifying, baie gelukkig met die penalties van Antonelli en Russell wat elkeen 'n grid penalty gekry het. As gevolg van dat hulle nie die race directors instructions gevolg het na die rooi vlag nie. En dan weet Charles was by hulle die hele tyd. Ek meen hy het goed pace gehou, dis net met daai laaste stint voel ek Ferrari kon ook jy weet weer op 'n medium tire gegaan het, want hulle het klaar in die middelhard tire gehad, so hulle kon ontslaag geraak het van die band waarop hulle nie goed is nie, en gaan terug na 'n medium tire toe wat hulle kon maak werk het. Want ek weet, hulle het nie softs oorgehad vir die race, nie, want hulle het baie dit gebruik. So, encouraging, maar toch, ja, underwhelming is die regte woord vir my vir hulle. Dis onderpresteer heeltemal vir my. Alhoewel ek lees vandag dat hulle voel hulle het 'n step vorentoe gevat en voel dat die naweek wanneer die Saudi Arabia Grand Prix is, gaan hulle 'n stap vorentoe vat. Want dis waar reg dit gaan doen, en ons het nou al gesien in die verlede dat wanneer 'n upgrade kom met Ferrari, vat dit so 2 races voor dit reg in werking kom. So dis hoekom hulle baie sterk voel, en Fred Vasseur ook spesifiek oor Ferrari. Maar jy weet, ek moet sê, jy weet, alhoewel hy nie my gunsteling is nie, Lewis het 'n baie goeie race gery, baie overtakes gemaak. Dit lyk vir my, hy kom bietjie beter reg met die motor. So ja, dit is vir my nog steeds nie wat ons verwag van Ferrari nie, maar dit was beter gewees. Ja, ek dink dit is definitief in my opinie. I mean, wat sê jy? Ja, ek weet, is jammer dat Carlos moes onttrek weens damage en sy Williams. Ek dink die Williams het regtig pace gehad. Carlos het actually vir 'n slag die oorhand oor Alex Albon gehad die naweek. Aston Martin het my baie teleurgestel. Ek meen, as Kali, as jy dit vir ons net daar kan wys op die skerm nou, daai draai wat Alonso maak, en hier sit ek met my stuurwiel. Jy weet, dit is dit kom uit 'n Leon Schuster movie uit, waar hy ou met die taxi met die vice grip ry op. Jy verstaan nie, ek bedoel, dis my vir Alonso moes gegee het. Precies, verstaan jy, met 'n ratchet. Jy weet, so, dit is vreeslik, maar toe sien jy al die geflarrie rondom dit, jy weet, het lyk my daar was iets verder fout as net die stuurwiel, want hy wys vir hulle binne in die pits toe ek op sy onboard camera gekyk het, dat die klip-aan van sy stuurwiel, waar hy met klik en vasklik en grip, het nie gewerk nie. So hulle moes daai gedeelte van die steering column moes hulle vervang. So, en toe sien ons weer die human wall. Verstaan jy wat ons nou by testing by mekaar gesit en ons nou by Aston Martin gesien. En dit was vir my net ook weer eens, ek verstaan nie, ek het hierdie jaar regtig meer so ver verwag van Aston Martin. Alonso het beter pace gehad die naweek as die vorige naweek, dit moet ek definitief sê. Maar ja, ek kan net nie verstaan hoekom
hoe het jy van 2023 af so briljant gedoen en jy beweeg agteruit en waar gaan hulle die streep trek om te sê, okay, nou ons op develop ons fokus, maar ek weet nie, is al klaar besig met 2026, maar ja, is iets vir my sê, ek dink Alonso verdien beter, want my agtal Giri sy laaste jaar wees, ons weet nie, maar as dit is dit sad vir my, dat so legend, jy weet, sulke issues het, so dis vir my rarig, 'n sad een. Ek stem heeltemal saam met jou, dit was nogal vir my teleurstellend, en ek moet vir jou sê, die enigste positief wat ek daar kan uithaal, was dat dit daar op die naai, ek wou amper sê al reeds gerem het, en spoed afgeneem het. Kan jy nou dink, daai man sit met teen 300 km/h met sy stuurwiel in sy hande rond, hier op sy skoot, en hy het geen wie in die proel, die ding sit los. Proel, op 'n manier, jy het beheer oor daai kar, waantoe daai kar oornaas heen sou gaan nie. Dit was die ding waarna ek gedink het. Ek is net dankbaar vir sy part, dat dit op daai punt gebeur, en nie op een van daai langstryds goed, en hy's op volspoed, en hy sit eers skielik met daai stuurwiel in sy hand. Presies. So, ek meen, op die einde van die dag, ek dink net vir my, ja, Lance Stroll het op 'n stadium baie vinnig gelyk, deur die naweek, en toe het hy ook iewers net heel syd gegaan. Die ander ouens het vir my heeltemal verbaas die naweek, was Alpine. Pierre Gasly, 7de. Jack, ja, ek weet, Jack Doohan, ook al right gedoen, 'n beter naweek gehad, maar luister die boys, sy pap is teen die muur. Ek is jammer. Hy het 'n beter naweek gehad, maar ek weet nie of hy genoeg gedoen het nie. Want alles word nou gefilter deur daai een kommentaar wat hulle gelewer het en gesê het, hy het 6 races oor. Soos almal wag net dat die announcement kom vir dit vir my. Maar aan die ander hand sit jy met Pierre Gasly wat alles uit druk. En absoluut skitterend. Q3, jy weet, hou dit op een lap, vat die risiko's en hy wys 'n bietjie big match temperament, verstaan jy? Ja. En die baie druk oomblikke van qualifying, want qualifying was nie maklik hierdie naweek gewees nie. Ons het gesit met baie drukwinde. Jy weet, soos jy weet, jou ouma wat constipated is, tipe scenario, en nou gooi jy vir agteraf, verstaan jy? En ek bedoel, dis een van die grootste stories wat die karre so onstabiel gemaak het die naweek, mainstryd, backstryd, is die tailwinds. Jy weet, so, ja, dit was vir my iets wat die Alpine actually nogal goed hanteer het. En dit is vir my op die einde van die dag my span van die reis. Ek moet sê, Alpine verbaas my. Ek het 'n comment gemaak en gesê, ek dink V3 is weer oop vir besigheid hierdie week. Verstaan jy waar hulle sê, luister die boys, sign me up, Renault's up there, verstaan jy? En ek bedoel, hulle doen dit en hulle is 25 horsepower weg van Red Bull, van Honda, al die ander engine makers af, jy weet. So, definitief 'n goeie vertoning. En ja, dan, weet, weer eens, vir my het baie interessant was, Beerman score 'n punt, Haas, jy weet, het voel vir my soos, as ek Haas, so dan klik ek amper in van die Instagram memes, wat ek hoor, jy weet, so, maar Haas het mooi terug, ja, ek ken my balkon en is ek droog haarsmapie. So, die ding is net is, Beerman wys rarig sy kwaliteit, Ocon wys, en ek het heeltyd hierdie prentjie as gevolg van Drive to Survive, waar die mechanics vir Komatsu vra, is jy seker Ocon is die regte keuse vir ons? Ja. Jy weet, en daar crash hy, en dieselfde plek waar Mazepin hom ingedruk het, verstaan jy? Maar op die einde van die dag is dit
is dit 'n geval waar hy jy weet 'n punt behaal het Beerman en Alkon het net ja 8ste geëindig. Jy weet, so ook in die punte ingekom. So sorry, ek wou nou gesê Alkon het, maar Alkon het opgemaak daarvoor. Verstaan jy? So ewe skielik skoor Haas 5 punte. So 'n great comeback na crash. Jy weet en dit is vir my ja, ek dink is baie jammer dat dat hulle deur daai ding moes gaan, maar ek dink weer eens het opgemaak met punte en Haas ook briljant gedoen. Ouens wat vir my underwhelming was en sorry Kali, ek gaan nou vir jou kans gee. Was die Racing Bulls. O ja. Hulle het regtig op 'n stadium baie beter gelyk en Boston eindig 17, Hadjar 13de. Die kar het nie aanpaar gelyk nie. Ja, interessant. Ek weet nie of hulle maar net wag dalk vir 'n update of iets nie, maar dit is definitief die Racing Bull van Suzuka of Australië of Yoshida gelyk. Ja, wat ek wou vinnig terugkom na die Haas toe. Ek weet Ocon is nou nie een van my gunsteling bestuurders op die grid nie, maar ek moet sê ek was nogal beïndruk na die crash dat hy op die eind geëindig het waar hy geëindig het. Maar vir my was Ollie het my absoluut briljant gery. Ek dink as jy vat die uit op 20ste weggespring en op 10de geëindig, hy was eintlik my man van die ren en op die eind het hulle wat was dit? Loos dink ek die driver of the day gekry. Ek het gedink Ollie verdien dit uit en uit daai posisie uit waar as jy vat van waar hy weggespring het en waar hy homself ingedruk het, dit was uit en uit. Maar ek stem saam met jou, dis asof Liam, dink ek, hy verbaas my nie op die oomblik meer nie, soos terugkom hier na die Racing Bulls toe, hy verbaas my nie regtig as hy eindig daar waar hy geëindig het nie. Ek dink die ou is geknak na Red Bull. Ek weet, dis ook 'n ou van wie se attitude ek glad nie hou nie, maar ek dink Red Bull het hom so 'n bietjie einig gemaak. En ek dink hy lyk nog 'n paar wonde. Alhoewel Hadjar het eintlik vir my baie goed gedoen, maar dis asof die kar net nie wou vir meer gee nie. Hy het met rukke en dan het hy vir jou gewys, okay, hierso, ek kan dit doen en ek gaan dit doen en as dit jy kan val jou weg. Dan verdwyn hy net heeltemal uit die storie uit. So ja, weet jy, Racing Bulls was hier die naweek waar ek gedink het hulle gaan wees. Ja, en dit is fyn en dan kom ons eers ek het gelag vanmiddag toe ek het sien, maar jy sien die twee Ferraris wat verbyry en dan en dan sien jy vir Tia Benotto wat die oor kyk met groen. Dan sê hulle dis Mario wat gedowngrade is na Luigi toe. Maar weet as jy kom by Sauber, is dit net Hulkenberg disqualified op die einde. Sy plank was te dun. Ja, teleurstellende naweek, ek dink hulle is verwag. Hulle kar werk beter in kouer weerstoestande. Maar ja, ek dink dit was overall nie 'n baie goeie naweek vir hulle nie en ja, maar nou boys, is die championship hot nou op, want kom ek sê net gou vir julle, waar staan ons nou? Want ek dink dit raak nou tight. Lando is op 77, Oscar is op 74, okay, 3 punte agter, Max op 69, George op 63, okay, toevallig ook sy racing number wat hy het op sy kar. Okay, hy's 14 punte agter, een fout van die McLarens en George is daar. Charles is 30, amper 30 punte agter net George en 40 punte agter Norris, maar jy weet weer eens beter results
dan kan hy voorkom. As Max hulle gaan aanhou sukkel, van ons Max in hierdie proses sien val. Okay. So, en dan net die vir Kimi Antonelli in 6de plek. Okay. 30 punte al klaar in sy eerste jaar van Formula 1. So brilliant. En ek dink nou is die battle aan. En ek dink dis hoekom daar soveel geraas was oor Norris en hoe hy homself dra in die houding en al die goeters, van die pressure is nou aan. En ek dink ons almal het geroot vir Lando verlede jaar om 'n comeback te maak om vir Max te wen, en hy kon dit nie doen nie. En nou sit ons met 'n Oscar wat ons almal gedink het die staal om te doen, maar net nie die opportunity nie. En weet jy wat? Ek dink nou het hulle sê, Zach Brown baie duidelik, 2 nommer 1 drivers. Right boys, julle sit nou met 'n goeie, maar moeilike probleem. Want jy gaan nou net sê, daar gaan nou nie meer laat my verbykom om jou ander auto te bevang. Okay? Dis van, jy qualify, as jy wil verbykom, vat hom verby. Okay? Dit, as hulle self in 'n tweede en 'n derde plek bevind, byvoorbeeld agter 'n Russell of hulle klip, gaan hulle tyd vat vir mekaar of hulle bande deurwerk vinniger, en dit kan hulle Grand Prix kos. So, Ek stem 100% saam met jou. Ja, wat hulle gaan iets doen. So, ja, hulle gaan definitief. Ons het dit verlede jaar gesê, dit is onmoontlik om 2 eerste drivers te hê. Iewers gaan die pole defense strike. Ons het nou mooi op Drive to Survive actually gesien, wat ek nogal gedink het deur die tyd, dat dit wat die geval is dat hulle vir Oscar gesê het, jy gaan nou eers bietjie terug staan, jy ondersteun vir Norris. En ek bedoel, hulle gaan nie verseker nou vir Oscar daai in sien nie. Ek dink Oscar is bo Norris op die oomblik, alhoewel die punte nou nog so wys. En ek dink is nie daai fout in Australië wat Oscar op hierdie stadium van die veg agter Norris. Ek dink is nie daarvoor was hy het 'n hele nuwe ander prentjie gehad. Maar jy kan nou nie daai regmaak nie. Maar dit sal vir my baie interessant wees om te sien, indien dit so gaan uitspeel dat Oscar 'n paar punte voor is. Ek praat nou van 'n hele paar waar, as ons nou kyk na die scenario tussen verlede jaar en hierdie jaar te bring, waar Oscar en Lando se skoene staan, wat verlede jaar gaan hulle vir Norris sê, luister ou Jom, jy gaan nou die ondersteunende rol speel, jy moet nou vir Oscar ondersteun en help. Daai kite gaan vlieg indien dit gaan kom. Ja, nee, 100%. Ek dink net hulle gaan maar net baie mooi met weg met albei drivers. Ek dink om 2 nommer 1 drivers in 'n span te is great, but dit kan ook raak moeilik. So game daar is 'n bietjie van 'n edginess tussen die twee nou. En jy kan dit sien, as jou closest title rival, dis die ou wat jy wil beat. En weet jy, by jou teammate beat is die eerste wat jy moet beat. As jou teammate kan beat, dan kyk jy na die race van die veld. So, ja, dit kan dalk net in iemand anders gaan stel ladering is in die seisoen as McLaren nie reg bestuur nie. So kom ons hoop vir die Papaya span se sondehalwe dat hulle dit reg bestuur. Hoewel ek iets geleer het verlede jaar. Wel, dit lyk nie so nie. Nee, tot op hede doen dit nie. Maar hopelik wanneer dit regtig belangrik gaan raak, laat hulle 'n blaadjie kon vat en gesê het, okay ouens, hierdie ding werk, ons sal dit moet op 'n ander manier hanteer. Ja. So ja, I mean Rassie, jy weet self 'n redelike groot Papaya fan is en Stella fan is. Okay, hoe sal jy hierdie hanteer? En weet jy wat, is geskiedkundig en kan jy glo, van die inception van die Bahrain Grand Prix, is dit die eerste keer dat hulle wen daar. In 'n pole vat. So, dit is nogal groot, want
hulle het 'n baie groot Bahrain investment en stakeholder in hulle maatskappy. So dis soos hulle sê, is hulle second home race. So ja, well done vir hulle. So ja, boys, ek dink dit bring ons aan die einde van ons episode. Ek dink ons het regtig 'n goeie reis gehad. Ek sien uit na die Jeddah circuit wat opkom die naweek, die laaste van ons triple headers. En ek dink ons gaan nog meer aksie sien daar soos wat ons nou gesien het. En ek dink dit gaan closer wees. En dit lyk vir my nou definitief dit gaan van baan tot baan afhang weer eens. Watter karre het watter sterkpunte. McLaren gaan altyd daar wees, maar ja, ek dink verwag 'n Mercedes en 'n Ferrari aanslag wat bietjie nader gaan wees die naweek as wat dit 'n Red Bull gaan wees in my opinie. Ja, dit sal wat lekker sal wees is om vir Max nog steeds in die loop te sien. Dat hy nog steeds nie heeltemal vir my dit voel vir my amper dis hartseer om so talent te sien sukkel soos wat hy sukkel. Maar ek dink hy sukkel nie as gevolg van sy talent. Ek dink hy sukkel net skoon as gevolg. Ek praat nou van 'n ou soos byvoorbeeld Lewis en jy weet ek bedoel hy's daar maar hy lyk nie soos 'n 7 jaar kampioen nie. Terwyl Max is dit en Max het net die kar wat hom nou kan op die oomblik kan bring tot waar hy veronderstel is om te wees. So dis my hartseer. Ek sal baie graag eintlik vir Max daar wil sien. Dis nie my grootste ou wat ek ondersteun nie. Maar ek hou van die kompetisie. Ek dink kompetisie is altyd 'n goeie ding. Ek hou nie daarvan as net een ou vat en weghardloop met 'n ding. Ek dink dis wat ons so vasgenaal het verlede jaar en nou hierdie jaar. So ja, ek dink dit is korrek. Absoluut. En dis wat dit eintlik so lekker maak want jy het net die punte al staan daar afgelees en ek bedoel die ouens is tot dusver, dis nie een ou is vrek ver voor en jy kan sê okay, dalk het ons 'n tweede posisie wat onmoontlik as dit gebeur nie. Dis fisiese skoon, luister, hierdie kan nog enige rigting gaan. Niemand is vasgenaal in sy posisie. En dit maak dit baie lekker. Ja, nee, verseker. Maar ouens, ek wil dankie sê dat julle ingeskakel het. Vir al ons kykers, baie dankie dat julle ingeskakel het. Like, subscribe, share, gaan kyk ons op die sosiale media pages. En asseblief, share met julle vriende en ja, as julle wil graag deelneem, ons Superbrew is nog oop, so join ons Superbrew span. Rassie leads the way. So ja, nee, ek weet nie, jy lead nie the way nie. Wie's bo? Yes, nee, ek het is Wil is bo as ek reg. Is Willie is bo. So weet jy want Willie maak wat se insig en kry van Willie het vir my gesê dis omdat hy 5 ligte kry. Okay, so ons gee genoeg. Ons kan dit nie self hier raadvat nie, maar ons gee dit vir die ander mense. Presies. So, baie dankie, ons waardeer dit en ons sien julle in die volgende episode.